Goeienaand allemaal. Voordat ons die diens begin, net hierdie attestate van Kameeldrif af, Gereformeerde Kerk Kameeldrif, bedeleidende lidmate Zander en Marina Jean en Sybert Willem is dooplidmate, Sybert Willem en Anna Margaretha. Ek dink namens die kerkraad heet ons hierdie nuwe intrekkers baie welkom en hoop julle sal hulle met hartlikheid ontvang. Ons begin ons erediens met hierdie woorde. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En aan mense wat hiermee saamstem, gee die Here sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam Psalm 33 vers 1 en 5. Vers 5, die Heer se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Ons sing Psalm 33 vers 1 en 5 en daarna sing ons saam. Saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die grootheid van u genade, dat ons u kan besing, u eer aanbid, u heerlikheid met die oë van geloof kan raak sien. Ons dankie vir ons Here Jesus, wat na hierdie wêreld gekom het, en in ons plek kom mens wees, in ons plek kom skuldig wees, dat ons werklik voor u, deur hom en in hom, onskuldig mag wees en bly. Ons dankie vir daardie voorreg. Ons dankie Vader, dat u ons elkeen ook vanaand hier bring,
En ons bid dat U die woord wat hier verkondig word, dat U dit sal seën. Ons bid, Vader, dat U hierdie omgewing, hierdie land ook sal seën met die nodige reëns. Vader, U ken elke versigtiging, U ken elke persoon hier, en ons bid dat U, soos wat die skepping na U roep vir reën, dat U ook die roepstem van elkeen hier vanaand sal hoor. En ons bid, Vader, dat U die gemeente van Okanja sal seën, dat U die kerke in Namibië sal seën, dat daar werklik groei sal kom in getalle, maar ook in geloofsverdieping en in die getuienis van die heerlike evangelie wat deur hulle uitgedra en uitgestraal word. Ons bid, Vader, dat U in besonder ook vir Zander en Marina en Seibert en Anna in hulle tyd hier sal seën, dat hulle sal weet U is altyd naby, en in Christus behoort ons aan U. Ons dank U vir daardie geborgenheid wat ons mag beleef en wat ons oormoed getuig en oormoed uitleef. Ons bid dat U werklik ook vanaand met al die verrigtinge met ons sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing nou weer Psalm 119, Psalm 119 vers 39. Heer, U woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verjaag. En wat daarop volg, Psalm 119, vers 39. Ons lees vanaand uit die woord van die Here, Lukas 24 van vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was
in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend gemaak geword het toe hy die brood gebreek het. Ons vestig vanaand veral ons aandag op hierdie woorde. Hierdie woorde in, nou soek ek die plek, hierdie woorde in vers 30, toe gaan hulle oë oop. Toe gaan hulle oë oop. En Zander, ek wil vanaand vir jou sê, jy het tussen 'n klomp swaksiende mense beland in geestelike sin. Soos wat ons elkeen maar partykeer swaksiende is in geestelike sin. En swakhorend in geestelike sin. Want hier is die Emmausgangers, disciples, dit beteken leerlinge van ons Here, soos wat elkeen van ons bly maar lewenslank 'n leerling van die Here, selfs Dominee Teuns wat al 'n leeftyd saam met die Here geloop het, hy is ook nog 'n disipel, hy leer ook nog, en almal wat by die Here leer, besef jy's altyd die disipel, jy word nooit die rabbi nie, jy word nooit die een wat alles weet nie. Maar ons Here, Jesus Christus, hy bly ons rabbi, ons groot leermeester, en hy hou aan om sy mense te leer. En dan kry ons hierdie 2 disipels op pad van Jerusalem na Emmaus.
en hulle is verward, want hulle verstaan nie wat gebeur het nie. Hulle sien net hierdie totale sinloosheid. Hoekom moes Jesus, vir wie hulle so lief gehad het, hoekom moes hy so verskriklik behandel word en uiteindelik gekruisig word? Dit pas nie vir hulle nie, hulle kan dit nie verstaan nie. En dit is waar, as ons Here Jesus net gekom het, en hy's net gekruisig, dan was ons geloof totaal sinloos. Dit is wat Paulus in daardie lang hoofstuk 1 Korintiërs 15 baie duidelik sê. Dit is juis Jesus se opstanding wat die sin vir ons lewe gee, wat die rigting vir ons lewe gee. En partykeer, as ons so voor die sinloosheid, die klaarblyklike sinloosheid van die lewe te staan kom, dan vergeet ons, Jesus het opgestaan. En die dominee se werk is om self altyd hierdie sinvolheid te hou, en ook soos wat Jesus met die Emmausgangers op die pad geloop het, die verwarde mense op hulle pad te ontmoet en saam met hulle die pad te loop, dat daar die verwardheid kan weggaan, daar die teleurstelling. Want partykeer is 'n mens diep teleurgestel. Jy het miskien biddend 'n beslissing geneem, en dan loop dit net nie reg uit nie. Daar's net fout. En dan wonder jy, hoekom gebeur dit? En in 'n mens se lewe is daar baie, partykeer verskriklike teleurstellings. En ook by daardie mense moet jy hulle op die pad waar hulle is ontmoet en saamloop. Want dit is waarvoor die Here ons stuur, om by mense wat verward is, teleurgesteld is, om by hulle te kom en saam met hulle die pad na vreugde en vrede te loop. En saam met hierdie verwardheid het daar by Kleopas en sy reisgenoot het daar 'n skeptisisme ingetree. Want luister wat sê Kleopas. Hy sê Jesus is gekruisig en dit is nou al die 3de dag. Hy gebruik daai woord die 3de dag en nog niks het gebeur nie. En hy het eintlik vergeet dat Jesus het al 3 keer, ten minste 3 keer waarvan ons weet, vir sy disippels gesê, op die 3de dag gaan hy opstaan. Maar hulle het dit vergeet. En dit is hoe ons mense is. Dit is hoekom 'n mens elke Sondag kerk toe moet gaan. Dit is hoekom 'n mens elke dag met die Bybel besig moet wees, omdat ons vergeet. En daarom het ons nodig om te herinner te word. En Jesus herinner hulle. Hy sê, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Dat julle nie kan verstaan wat die Bybel sê nie. Dat die belofte wat Jesus self gegee het, dat hy uit die dood uit opstaan, dat dit julle nie in Jerusalem hou nie, dat julle tog maar weggaan. En dit is ook die hartseer wat ons belewe in ons tyd, wat daar baie mense is, hulle gaan van die kerk af weg, dit is erg,
nog erger, is hulle gaan van die Here af weg. Asof hierdie belofte wat Jesus in sy woord vir ons gee, totaal betekenisloos is. En ook by daardie mense, moet nie net Zander nie, ons elkeen, want die Here stuur elke gelowige as sy ambassadeur in hierdie wêreld. Ons moet by daardie mense op hulle pad, saam met hulle loop en herinner aan die heerlike beloftes in die hele woord van God. Want die woord, soos ons gesing het, is skepingsmagtig. Die woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. En dit is wat Jesus dan kom doen met hierdie Emmausgangers. In die eerste plek stel hy hulle verkeerde verwagting reg. Hy sê vir hulle, moes die Christus nie ly om in sy heerlikheid in te gaan nie. Die Jode het 'n verkeerde verwagting gehad. Hulle het gedink, as die Messias kom, dan is alle lyding op 'n einde. En gaan ons, soos daardie intog in Jerusalem, gaan ons 'n geweldige opmars hê en 'n opbloei van die koninkryk van Dawid en Salomo. Nee, sê die Here, dit is nie die pad wat in die skrif staan, van Moses en die profete af, tot Maleagi, Genesis tot Maleagi, sê dit is anderste. En ons het vandag ook te doen met verkeerde woordgebruik. Die Bybel word verkeerd gebruik. En ek het nou geen idee hoe dit in Namibië daaraan toe is, maar in Suid-Afrika is die kerke wat soos paddastoele groei, is ook daar die kerke wat sê, as jy in Christus is, of as jy aan hierdie kerk behoort, dan is al jou swaar kry en al jou lyding is verby. Dit gaan net goed gaan met jou. Vir die res van jou lewe, daar gaan geen probleme vir jou wees vorentoe. En dit is die groot leuen van ons tyd. En dit stel Jesus ook reg, dat die heerlikheid kom juis deur lyding. Romeine sê, ons het deel aan sy lyding, sodat ons ook deel kan hê aan die heerlikheid. En die woord verkondig die Messias. Dit is hoe ons die Bybel moet lees. Dit gaan uiteindelik oor Jesus Christus, oor niemand anders. Die Bybel is nie daar vir sedelessies nie. Die Bybel is nie daar om te sê, wees soos 'n Daniel, of soos 'n Josua, of soos 'n Dawid. Die Bybel is daar om te sê, ons het Jesus Christus nodig. En daar op pad na Emmaus, vertel Jesus vir Kleopas en sy vriend, vertel hy die Bybel. En hy vertel dat die Bybel gaan oor die Messias. Hy trek daardie lyne, wat vandag nog steeds die taak van elke predikant is, om te sê, dit gaan oor Jesus Christus, wat mens geword het, wat gekruisig is, en wat opgestaan het uit die dood. In Handelinge 2, as Petrus op Pinksterdag sy preek gee, in Handelinge 7, as Stefanus voordat hy gestenig word, sy preek gee, dan sien 'n mens, ek wil sê oorblyfsels, van hierdie wonderlike preek, wat ons Here vir Kleopas en sy vriend sou gegee het. Dat dit die hele Ou Testament gaan oor Jesus Christus, en daarom is die Ou Testament ook belangrik.
Ons leef baie keer in 'n tyd, dan kom jy by mense en dan sien jy hulle Bybel is so van die kant af silwerskoon, en dan hier by Matteus tot Johannes is daar so vuil kolommetjie, en 'n bietjie vorentoe by Psalms is daar ook so vuil kolommetjie. Dan weet jy, hierdie tannie lees baie getrou haar Bybel, die Psalms en die evangelies, en niks anders, maar die hele Bybel is nuttig vir ons. En Jesus praat met hierdie swaksiende, swakhorende mense, en daar gebeur iets. Hulle sê later vir mekaar, ons harte was aan die brand. En dit is die wonder van prediking. As 'n mens 'n klein ouetjie is, dan voel die preke partykeer soos 'n gijselaarsdrama. Jy sit hier gevange en jy wonder, wanneer kry dit nou einde? Maar daar kom, en mag dit met elkeen van ons so wees, daar kom 'n dag, wanneer jy nie meer soos 'n gijselaar voel nie, maar jy voel soos iemand wat uitgehonger is vir die woord. Jy voel soos Psalm 42, soos daardie hert wat dors is, daardie bokkie wat smag na water, en jy so bly om die woord te hoor, en Jesus ook in hierdie gedeelte raak te sien as jou verlosser, jou middelaar, jou koning. En so verander 'n mens, so groei 'n mens. En dit is die werk van die prediker is om die woord te bring, maar die Heilige Gees maak daardie hart warm. Hy steek die hart aan die brand, en hy stook daardie vuur, totdat jy Jesus herken, en jou oë gaan oop, en dan is dit 'n bonatuurlike gebeurtenis, dat jy weet, hy het regtig opgestaan. Hy het ook vir my opgestaan. En dit is die grootste vreugde vir die prediker. Of dit nou in 'n preek is, of dit met huisbesoek is, of waar ook al, op 'n sterfbed. As jy kan sien daardie lig, 'n lig wat jy self nie kan aansteek nie, maar die Here het daardie lig aangesteek. En hierdie mens weet, dis ook vir my. Dis nie net vir ander mense nie, dis nie net 'n storie of 'n tradisie of 'n gewoonte nie. Dis die lewende Christus wat werklik by my is. En dit is die swaar kry van 'n predikant. Dis baie keer, jy loop 'n pad met hierdie mense wat nie kan sien nie, wat nie kan hoor nie. En jy loop jare met hulle, en hulle kan nog steeds nie sien, en steeds nie hoor nie. Die wonderlike, wat so heerlik is, dit laat jou al die swaar kry vergeet. As jy begin sien, hulle begin sien. En as jy hoor, hulle begin hoor. En partykeer kry mens die wondering katekisasie as daardie kind net eendag verander het. Partykeer, ja, kry jy dit eers op iemand se sterfbed, maar dit kry 'n mens. En mense wat gesien en gehoor het, hulle verander ook. Kyk hoe hierdie 2 Emmausgangers verander. Hulle was weglopers. Hulle het hulle rug op die kerk gedraai. Die disippels het in Jerusalem gebly, en hierdie 2 het besluit, dis verby.
ons gaan huis toe. Maar as hulle Jesus herken, dan wil hulle net weer by die disippels wees. Hulle wil weer deel wees van die disippels. En alles het al, dit was weliswaar maanlige aande, maar dit was donker en dit was opdraande. En hulle het in die donker, daardie gevaarlike opdraande pad, het hulle so vinnig as moontlik afgelê om vir die disippels te sê, Jesus het werklik opgestaan. En dit is mense wat gesien en gehoor het, dat Jesus leef. Hulle wens hulle mense kan dit ook weet. Hulle wens die wêreld kan dit weet. En dit is ook die roeping van die kerk, om so te lewe, dat die wêreld kan weet, julle ken vir Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood, en wat lewe, en wat nou en tot in ewigheid lewe, en elkeen wat in hom is, leef ook werklik, nou en tot in ewigheid. Kom ons bid saam, amen. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir U woord wat lewe wek. En ons bid, in besonder ook vir hierdie gemeente, dat die woord lewe sal wek. In Jesus se naam, amen. Voordat ons met die formulier begin, sing ons weer skrifpruim 8:1, skrifpruim 8:1, vers 1 en 2. Ons luister nou na die formulier vir die bevestiging van bedienaars van die woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die naam van ons medebroeder Zander van het Zand, wat hier teenwoordig is herhaaldelik in die gemeente afgekondig, nadat hy as herder en leraar van hierdie gemeente beroep is. Niemand het 'n wettige swaard teen sy leer en lewe ingebring nie, en daarom gaan ons nou in die naam van die Here tot sy bevestiging oor. Dit is egter nodig dat u, broeder Zander,
en ons almal wat hier teenwoordig is, eers moet luister wat die woord oor die instelling en amptswerk van die herders en leraars of bedienaars van die woord leer. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep. Daarom gee hy aan sy kerk apostels en profete, ander gee hy as evangeliste, ander as herders en leraars, om die gelowiges vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus toe te rus. As herder en leraar is u, geliefde broeder, geroep om die kudde van God wat aan u sorg toevertrou word, te versorg en te lei en te beskerm. U moet dit doen deur die verkondiging van die woord, die bediening van die sakramente, die diens van gebede, deur te help met die regering van die kerk. U amptswerk is dus die volgende. Eerste, u moet die woord van God grondig ondersoek en suiwer en eenvoudig aan die gemeente verkondig. As herder moet u vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is en dit reg sny. In die eredienste en by huisbesoek moet u die lidmate onderrig en vertroos, vermaan en teregwys volgens die eis van elkeen se omstandighede. Paulus sê immers, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. U moet die sakramente bedien, dit is dan die tweede. U moet die sakramente bedien, wat die Here as tekens en seels van sy genade verbond ingestel het. Uit die bevel van Christus aan sy kerk is dit duidelik dat die woord bedien moet word en sy dood by die nagmaal herdenk moet word. Die derde, u moet die naam van die Here in die erediens aanroep met skuldbelydenis, met lof en danksegging. En u moet vir alle mense voorbidding doen. En dan vierde, u moet die verbondskinders onderrig in die kennis van die woord van God, gedagtig aan die woord van Christus aan Petrus. Laat my lammers wy. En vyfde, u moet saam met die ouderlinge oor die gemeente toesig hou en sorg dat alles ordelik verloop. Die gemeente moet teen dwaalleer beskerm word en lidmate moet nie sondig en sleg lewe soos die goddeloses nie. Vir die doel is aan die apostels en in hulle aan die opsieners van wie u een is, die sleutels van die hemelryk toevertrou. En dan in die 6de en laaste plek, dit is ook die roeping om aan die wêreld die evangelie te verkondig en om die gelowiges op te wek om die naam van die Here Jesus voor die mense te bely. U moet ook die afgedwaaldes opsoek om hulle in die gemeenskap van die kerk terug te bring. U besef dus hoe heerlik, maar ook hoe verantwoordelik die roeping en diens van die bedienaar van die woord is, terwyl u die volgende woorde van die apostel in gedagte hou. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Zander, u het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou opreg om op die volgende vrae te antwoord. Kom staan maar voor en ek sal jou na dese nie meer as u aanspreek nie. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig
deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is. Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en die volmaakte leer van die saligheid vervat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer? Beloof jy om jou lewe ooreenkomstig hierdie leer in te rig? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Wat is jou antwoord? Mag God, ons hemelse Vader, wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig, jou deur sy hand versterk en jou bediening so regeer, dat jou lewe en werk sal dien tot grootmaking van sy naam en tot uitbreiding van die ryk van sy Seun, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou, voordat ons ons gaan nog eers hierdie lees van die formulier en dan sal ons later Psalm 66 sing. Jy moet Christus lief hê en as herder sy skape laat wy, oor hulle toesig hou, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie uit heersig oor die wat God aan u sorg toevertrou het nie, maar met die innige begeerte om 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en daad, in liefde, wandel, in gees en geloof en reinheid. Jy moet aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik is. Moenie die genadegawes wat aan jou gegee is verwaarloos nie. Let op jou lewe en leer, volhard daarin. Want deur dit te doen, sal jy jouself sowel as die wat jou hoor. Ly verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. En julle gemeente, ontvang julle bedienaar van die woord met blydskap. Betoon aan hom die nodige agting en dink daaraan dat God self julle deur hom aanspreek. Laat die koms van hom wat die goeie boodskap bring vir elkeen van julle lieflik en aangenaam wees. Dink aan hom in julle gebede en wees gehoorsaam aan al julle voorgangers, want hulle hou wag oor julle lewe. En hulle moet aan God rekenskap gee. As julle dit doen, sal die vrede van God in julle huise inkom en sal julle hierdie broeder wat 'n profeet is ontvang. En hy sal dan ook die loon van 'n profeet verwerf. En omdat julle deur sy woord in Christus glo, sal julle deur Christus die ewige lewe beerwe. Ons gaan, voordat ons saam bid, gaan ons Psalm 66 vers 1 en 7 sing. Vers 7, kom luister toe, o Godsgesinde. Kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Mag dit dan ook vir ons elkeen waar wees. Ons sing dit en daarna bid ons saam. Oh
saam, ons bid saam. Barmhartige Vader, ons dank U, dat U aan hierdie gemeente 'n getroue bedienaar skenk. Ons bid U, maak hom deur die Gees hoe langer, hoe meer bekwaam vir die taak waarvoor U hom voorberei en waartoe U hom geroep het. Verlig sy verstand dat hy U woord kan verstaan en gee aan hom die vrymoedigheid om die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Verleen hom wysheid en insig om die gemeente saam met die ouderlinge reg te regeer en om die Christelike vrede te bewaar, sodat die gemeente onder sy bediening en deur sy goeie voorbeeld in aantal en in deug kan toeneem. Gee dat hy moedig mag wees in alle moeilikhede wat hy in sy diens mag teekom. Versterk hom deur die troos van die Heilige Gees, sodat hy tot die einde toe standvastig kan bly en eenmaal saam met die getroue dienaars in die vreugde van die Here ontvang mag word. Verleen die gemeente ook U genade om hulle teenoor hulle herder te gedra soos dit hoort. Laat hulle hom erken as gesand en hulle aan sy lering en vermaning onderwerp, sodat hulle deur sy bediening van die woord in Christus kan glo en die ewige lewe deelagtig kan word. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Ons sing nou die seënbede. Laat Heer U seën op hom daal. Ontvang nou almal die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeienaand vriende, kan julle my hoor? Daar is eers nou weer my kripnotas kry, want dit is nou blykbaar weg. Ek wil net sê vir die gesin, ek dink dat julle moet net onthou dat julle is geroep, julle die roeping gehoor, julle het dit opgevolg en julle is hier as gevolg van 'n roeping. En dit gaan, ek dink vermoedelik redelik moeilik wees in 'n nuwe land en 'n nuwe goeters. En daar is nou 'n hele lys van mense wat julle gaan bedank en verwelkom hier by ons. Maar voor ons daar kom, is daar net 'n paar ander mense wat ek net gou moet bedank. Toe ek hier aangekom het vandag, het ek amper gedog ek het 'n verkeerde draai gemaak, want ek dog ek stap in die mediese kliniek in, want almal is dokters. Weet as hulle mekaar groet, dan is dit omtrent 'n dokter, want lyk my al die predikante by ons is nou dokters. Maar ek dink die dokter naaste aan ons hart is 'n oom Teens. En oom Teens van die gemeente af
vir dit wat oom vir ons gedoen het, waar oom altyd bereid is om in te staan en die ekstra myl te stap. Ek dink oom Teens weet dat oom is in ons almal se harte. En ons wil vir oom net weer eens sê baie dankie vir dit wat oom vir ons gedoen het. En vir Tannie Mart, wat so geduldig maar elke keer ondersteun. En dan, voor ek vergeet, wil ek baie graag vir almal wat kos gemaak het, want ek het hier ingestap en ek kan nie vir julle sê hoeveel van die lidmate het vir my gesê, asseblief sê net vir die mense wat kos gemaak het, dankie, asof ons hulle ooit vergeet, want dis al wat ons doen is kos maak in hierdie gemeente. Maar vir almal wat kos gemaak het en besig is om kos gemaak het en kos gebring het, baie dankie. Ek wil 'n spesiale bedanking doen dat vir die hoender wat gemaak is vir die mense wat hoender eet, is 'n abnormale uitwyking. Ek hoop nou nie ons gaan volgende keer nog vis maak ook nie, of sop of iets nie. Daar is julle. Ek moet gaan seker maak, ek het almal bedank. Ja, oké. Ons gaan net die volgende bedankings dan net hê, namens die synode vra ons vir Dr. Paul om op te kom asseblief. Baie dankie. Nou, ons was nie lang terug nie ook hier gewees. Dit was ek en my ouderling Sarel. En dit was maar in Augustus. Dit is glad nie so lang terug nie. En toe ons hier was, toe het ons hier voor 'n gemeente gestaan wat nie so vol vreugde was soos julle vandag is nie. Ons is saam met julle bly dat Zander die beroep opgevolg het. En Zander, sê net gou jou vrou se naam. Wat is jou naam? Marina. Zander en Marina, baie welkom hier. Ons is saam met die gemeente bly, maar ook as klasses, ons is nou synode. As synode is ons ook baie dankbaar dat julle hier is, en ons sien baie uit na julle werk ook hier in die gemeente. So, ons is baie dankbaar, maar Dominee Dirk, baie dankie vir die preek. Ek dink dit was regtig uniek, en ek dink daar was regtig baie om aan te kon dink, en ek dink vir jou seun was dit ook van baie waarde, en daarom, net so ietsie ook, het ons harte nie warm geword nie, die woorde wat ons daar ook hoor, nee. En ek dink dis een van die groot dinge vir ons as predikante, is ons wil hierdie woord so bring, dat mense se harte moet warm word. Hulle moet Jesus sien op 'n nuwe manier, in sy grootheid, in sy heerlikheid, in sy triomfantlikheid, nee, as ons koning, as ons Here. En dis nie maklik nie. Dis nie altyd maklik om die woord so te bring nie, en daarom is dit baie tyd in jou studeerkamer nodig. Nee, ek sê altyd ook, as my ouderlinge wil hê ek moet goed preek, dan moet hulle vir my tyd in my studeerkamer gee, waar ek alleen is saam met die Here, en daai tyd saam kan spandeer. So dit bid ons jou ook toe, maar ons bid die gemeente ook toe. En dis ook wat ek sê in die preek, het so mooi uitgekom, nee. Ons is maar baie keer, is ons ore toe, en ons oë is toe vir die woord, en daarom bid ons ook dat die Here vir ons geopende oë en geopende ore sal gee, sodat sy woord regtig diep in julle harte sal nog vang. En dat dit ook regtig hier verskil sal maak, want dit is, as mens nou mooi dink ook, nee, wat net daar gebeur het, dis toe Jezus daai brood breek, toe hulle om Jezus sien, wat doen hulle? Hulle hardloop terug Jerusalem toe, hulle wil gaan vertel wat hulle gesien het, en dis wat ons as kerk nodig het, om Jezus so te sien, in sy grootheid, in sy heerlikheid, dat ons nie anders kan as om, soos Paulus dan in Efesiërs sê, nee, waar die skoene van die woord aan te trek, en te gaan loop, en dit te verkondig nie. Dis wat ons nodig het. So, in daai sin ook, van ons as synode se kant af, bid ons jou die Here se seën daarop toe, op hierdie woordverkondiging, mag jy dit werklik ook so ervaar, mag jou kerkraad hier ook vir jou die geleentheid gee, om daar in jou studeerkamer te kan gaan sit, en tyd saam met die Here te gaan spandeer. Maar, dan het ons ook in hierdie gedeelte gelees, net gou sien,
daai woord wat hy daar so gebruik, die, wat het hy gesê, somber gesigte. Nee, nou, daar gaan ook somber gesigte op julle twee se gesigte partykeer wees, en Windhoek is nie so ver nie. Nee, so ons nooi julle ook uit, kom asseblief, kom gesels. Ek en Henning is in Windhoek, ek weet nie of jy vir Henning ken nie, jy ken hom, kom gerus, ons huis is oop vir jou, vir julle is gesin, kom gesels saam met ons, en ons het so 1 keer week het ek en Henning saam tyd wat ons saam spandeer, saam bid, en saam na die woord van die Here kyk, so, ek hoop julle kerkraad gaan, nou, dalk aanstoot neem nie, maar ek nooi jou uit. Kom gerus, kom saam met ons, dis vir ons goed, op die manier leer ons mekaar ken, maar in eerste plek is ons besig ook daar met die woord van die Here, so, jy is ook baie welkom van ons kant af. En mag julle ook saam inskakel in die synode hier, ons is, julle gaan nog sien, dis 'n lekker klas waarin ons is, waarin jy nou ingebegeef het, so mag julle ook hier maklik inskakel, ook in die gemeente, in die gemeenskap, en mag jou kerkraad julle ook op julle hande dra. Dankie, dokter. Ek wil net sê op daai punt van, as jy na Windhoek toe ry, daar waar daar 2 of meer predikante by mekaar kom, laat dan maar 'n ouderling by wees vir toesig, want ek hoor dit kan baie keer 'n bietjie rof raak. Jerusalem, Judea, Samaria en die wye wêreld is omtrent wat ons hier doen op synode, gemeenskap en gemeente. So as ons nou bykom by ons verwelkoming volgens die gemeenskap, dan roep ons vir dominee Johannes van die NG Kerk, 'n goeie vriend van die gemeente hier by ons, gemeente en die gemeenskap. 'n ou gesig, en ek praat hier van sy ouderdom nie. Goed, baie dankie aan die kerkraad dat ons weer die voorreg het om hier te kan staan. Dis vir ons goed om saam met julle die ops en die afs te beleef. Paul het net nou gesê, dis sommer nou die dag gewees, maar dis lekker om saam met julle te wees. Dan, broeder, baie dankie, ek wil ook saamstem, dis 'n besondere woord gewees. Ek dink vir ons almal wat bedienaars is, maar ook as gemeente, was dit 'n baie besonderse uitleg van Lukas 24. Groot waardering daarvoor. En in die tweede plek, dankie dat jy dit gesê het, dat Teens nog altyd besig is om te leer. Dit laat 'n mens goed voel. Goed, dan vir julle twee wil ons net sê, eintlik waarsku teen Okania. So wees gewaarsku, die rede hoekom ek dit sê, ons het nou altyd van Arnos afgery en dan later nou jare van Gobabes af, ek het vir Paul daar ook geleer ken, dan as 'n mens verby, kyk, Okania bestaan nie op die skermpie van ons lewe nie. Al wat jy doen op Okania is, jy stop by die hoompie, jy drink koffie of doen iets anders dan ry jy see toe. Dis al wat jy op Okania doen. En ons het op 'n stadium daar by die hoompie gestaan, ons het so na die mall toe gekyk. Toe sê ek vir my vrou, ek dank die Here dat ons nie op hierdie plek bly nie. En toe ons weer kom kry, want ek is mos nou al verby die stadium wat dominees beroep gaan word, ek is al oor die 60 en daar word ek hiernatoe beroep en hier land ons hier, en die eerste jaar ry ons hier op Okania en ons sê vir mekaar, wat soek ons op hierdie plek? Toe sê ons vir mekaar, wel, ons het nie na die plek toe gekom nie, ons het na die mense toe gekom, die mense is okay. Ek wil net sê, ons bly nou permanent op hierdie plek. Ek het maar gemaak soos Teens gemaak het, maar 'n huis gebou en nou bly ons hier so. So ek wil net sê, pas op vir Okania. 'n Mens kan dalk baie lank hier bly. So maar van ons kant af,
Baie welkom, mag die Here vir julle ryklik seën. Mag dit 'n besondere tyd in julle bediening wees. Daar is mos elke keer in 'n mens se lewe die graad 1 belewenis. Dis asof jy weer van voor af begin, maar dis reg so, dis 'n groeigeleentheid. Mag dit vir julle 'n goeie groeigeleentheid wees vir julle as gesin, maar ook saam met die gemeente. En ons glo, julle as gemeente gaan vir hulle baie goed wees. Dan miskien net 'n laaste woord, sommer maar net aan die gemeente en aan die broers van die gereformeerde kerk. En dis nou hoekom ek my selfoon saamgebring het. Ek wil net vir julle sê, ek dink dis belangrik dat ons in ons roeping om in die koninkryk van God in hierdie land te werk, dat ons die konteks waarin ons werk op 'n nuwe manier moet verreken. Want ons konteks het verskriklik verander in hierdie land. Miskien kan ek dit sonder my selfoon sê. In 1990, dis nou so 'n paar jaar terug, toe was ons 1, iets, ons was nog nie volle 2 miljoen mense in die land nie. Toe was die NG Kerk lidmate, dis nou 34 jaar terug, 3,3% van die bevolking van die land. 1990, die NG Kerk, 3,3% van die totale bevolking van die land. Volgens die sensusopname van verlede jaar, is die totale blanke bevolking van hierdie land 1,8%. Sê dit vir julle iets? En ek dink dit is belangrik dat ons dit moet hoor in terme van die konteks waarin ons is. Ons is minder as wat ons dink. As ons in die koninkryk 'n verskil wil maak, dink ek raak die tyd al belangriker dat ons as mense wat die Here geroep is en dieselfde roeping het in hierdie land, dat ons moet begin hande vat om meer effektief in die koninkryk van die Here te werk, om sy koninkryk in Namibië te laat kom. Mag dit so wees. Baie dankie. Dankie. Hallo. Dankie, dominee Johannes. Ek het daar 'n benoude oomblik gehad. Ek het amper gedog die voorstel gaan wees en op my ouderdom dat ons moontlik moet begin broei. Ek het so half 'n miltsteek begin kry. Ja, kyk, hier in Okahanja is daar nie so slegte plek nie, soos dominee Johannes gesê het. Hier kan jy maar 'n huis hier en 'n hond koop en 'n tydjie bly. En ons is half altyd bekommerd dat ons predikante die afgelope tyd te vroeg verdwyn. Blykbaar is ons opleiding hierso redelik suksesvol en na so 2 jaar soek al die gemeentes in Suid-Afrika die predikante weer terug. En daarom voel ons moet 'n kamp bou. Ons moet altyd 'n kamp bou om die predikante. En die beste kamp om te bou is 'n steen, 'n kamp van stene. En daarom het ons vir broeder ouderling Piet Steenkamp gevra om die verwelkoming te doen namens die gemeente. Goeienaand, ons gemeente. Dit is ook vanaand my voorreg om vir dominee Zander, dat ek net my papier hier 'n bietjie reg neerlê, dat ek dominee Zander se vrou Marina en die seentjie
Seibert, dogtertjie Anna, welkom hier in ons midde. Baie welkom in ons gemeenskap. Ons waardeer die opoffering wat julle gemaak het om hier by ons aan te sluit. Ons glo en vertrou dat julle baie gelukkig hier in ons gemeente familie sal wees en lang sal bly. En dan het ek so 'n klein geskenkie namens die gemeente wat ek oorhandig aan julle, maar ek dink ek los hom op die tafel. Maar Dominee kan kom vir 'n handskud of mevrou kan kom vir 'n handskud. Skenkie van die gemeente af. Ja, so julle kan dit net later hierso neem. Ek gaan dit net nie vir julle saamgee, dis bietjie gewigtig. OK, baie dankie. Jy moet maar net die kar dophou as jou skoonma ry, laat sy nou nie jou nuwe geskenk terugvat Suid-Afrika toe nie. Hulle doen dit mos maar partykeer. Ons gaan nou nie vir Zander vra om iets te sê vanaand nie, want blykbaar kry hy 'n hele uur spreekbeurt môreoggend. Of ons hoop dis minder as 'n uur. Gewoonlik is ons preke eintlik net so 35 minute. Ek hoop jy pas maar aan. Jy sal sien van die ouer man sal so begin rondskuif en half opstaan en hulle horlosies kyk en so aan. Moenie ongemaklik voel nie, dis maar 'n standaard ding hier by ons. Ons het goeders om te doen en plekke om te wees. Vriende, Gertjie, dis al, né? Ons gaan ons nou vreedsaam wees. 'n Ding wat ons natuurlik nooit in hierdie gemeente sê nie is broeders, susters, kom ons loop eet. Moet ons eers hier met die gebed hier doen. OK, julle, kom ons doen maar tafelgebed, want dan kan ons almal lekker loop eet as ons aan die ander kant kom. Kom ons maak ons oë toe. Ons God en Vader, U is almagtige Skepper. U gee vir ons seëninge elke dag. U gee vir ons daaglikse brood elke dag, sonder dat ons dit verdien. U vul ons lewens met liefde en vreugde. En partykeer 'n bietjie hartseer en lyding, maar U genade vir ons elke dag is genoeg. So ook die voedsel wat U vir ons gee. Daarom vra U dat U dit vir ons in ons liggame seën. Dat dit sal wees tot verheerliking van U naam. Amen. Stormburgers, kakies is naby.